Meneer Swarts, of beter bekend as Ilandrey. Nou, laaste keer dat ons gechat het, het jy 'n Engelse single uitgebring en ek weet daar was nou al 'n paar songs tussendeur, maar jy het dus uiteindelik nou geseën met nog 'n lekker Afrikaanse tune en ek het nou vandag 'n paar keer na hom geluister en ek het verskeie vrae. En ek weet ek het nou vir jou skrip gestuur, maar ek gaan teen toe aan heeltemal van daai skrip afgaan. Maar vat so lank as jy nodig het en stel jou asseblief voor aan al ons Suid-Afrikaners in die buiteland en vertel ons 'n bietjie van jou nuutste enkelsnit. Somersoet. Hoe lyk dit, Steven? Dis lekker om jou te gesels, man. Eerstens, hallo allemaal. My naam is Ilandrey. Ek is van Suid-Afrika. Ek's 'n sanger en liedjieskrywer van Dispatch in Oos-Kaap. En ek's 'n baie visuele mens, so saam met die musiek maak ek musiekvideo's en alle ander visuele dinge. En ek toer al Suid-Afrika vir die laaste 10 jaar. En hoofsaaklik in Afrikaans. En as jy nie weet wie ek is nie, is dit cool. Gaan check dit uit op socials. @Ilandrey official. Dit is, ja, ek gaan nou nie aanneem mense weet nie. Almal ken jou. Kyk, elke Suid-Afrikaner wat ek ken, weet wie is. En die ouens wat so bietjie moet sit en dink, okay, maar wie is Ilandrey? Dan begin ek net vuur op die water sing, jy weet? Dan hulle sê, of course, ek ken hy ou, hy dans op die kar. Kyk, Oh man. die naam Somersoet, ek moet vir jou eerlikwaar sê, toe jou manager my gekontak het en gevra of ek bietjie met jou wil chat, toe dink ek maar, hey, ons is nou op pad hier in herfs in. So of jy wil nie in winter ingaan nie, jy is so aanhangende aan somer, jy wil nog steeds musiek maak daaroor en dit so op 'n manier in die gang hou, of daar's dalk 'n dieper betekenis. So vertel ons van die Engelsnit, waar kom hy vandaan? Wat is die inspirasie? So 'n bietjie van albei. Ek is maar 'n swaalkie jong. So as dinge koud raak, wil ek uit. Ek wil vaai. Ek was nog altyd baie lief vir die son, baie lief vir die see en so baie tyd in die Oos-Kaap waar ek vandaan is spandeer in Jeffreys Bay. En so rukkie terug, dis ek in J-Bay en ek het net so 3 dae spandeer op die strand, net rondgeloop by die skulpiewinkel en roomys geëet en wat ek al. Toe dink ek myself, sjoe, dit sal nogal lekker wees om hierdie gevoel wat nog altyd dieselfde was, jy weet, as ek 'n kind was. Om klaar te wees by die see en by die huis te kom en te voel wie jou veldtaai is en hoe jou son jou geëet het die dag. Dis 'n gevoel wat nog steeds vir my vandag dieselfde hoeveelheid vreugde gee en ek wou dit in 'n song sit. En toe ek in J-Bay is en dit voel, dink ek, okay, somer, soet, dis nogal somer. Life is sweet, you know. So ek dink, toe kom die titel Somersoet. En soos jy nou sê, ons gaan amper in die herfs en nou, ek dink ek wil nie laat gaan van somer nie en ek wil 'n plekkie kind of skep waar ek kan vir somer kan kuier as dit reën buitekant. So, en dan sit ek die musiekvideo aan en ja, dan kan ek myself herinner aan 'n goeie tyd. Veral in die Kaap. Ek het baie great herinneringe in die Kaap. So. Ek het gesien jy daar deur my ou valley gery. Ek moet sê dit het nogal goeie memories teruggebring en ons het nie so baie camps baie in daai areas ingegaan nie. So nou en dan, dit was my altyd te besig. So ek is in die strand af. So ja, maar ek meen daai berge is die 12 apostels soos wat jy nou daar verbygery het. Ek het baie gedink aan die Helderberg en om na Coolbaai se kant toe lyk ook baie so daai selfe groen. En ek meen ek is nou hier in Perth en ek moet sê as jy somer soek, jy kan nou Perth toe kom. Dis die hele week tussen 30 en 35 grade. Die plek is warm hoor. Ek hoop die sang stream aan daai kant. Nee, ek gaan hom definitief saam met die interview share, maar jy nie worry nie. Maar die winter kruip hier by ons in, so geniet hom. Ons leen hom nou weer vir julle. Ja, maar ek moet sê met al die mooi wat hier is, het daai video my so teruggevat. Ek meen daai rock pools en net die kleur van die water. En jy het baie mooi woordspeling in die tune ingebring wat al daai goed weerspieël ook. Soos met die blare, ek meen jy referensie die blare, die see, 'n hele paar goed wat jy daar half inbring en kyk, as ek nou regtig moet bietjie poëties raak in dit self, dit is daai klein detail wat baie van ons Suid-Afrikaners in die buiteland vergeet het van Suid-Afrika. Want as jy met enige Suid-Afrikaner die gesels dan, hulle sal sê nie maar hulle hou van die bokke, hulle hou van die braai, hulle hou van hulle brandewyn, maar dan wat van die groen, wat van die blou van die see, wat van kreef op in plet, jy weet.
En jy het net daai attention to detail in daai song wat ek regtig waardeer het. Dankie man. Weet jy, eers is die Afrikaans is so 'n beskrywende taal en nie net ritmies nie. Kyk, ons ritmies is dit 'n ding op homself. Mense kan 'n sin sê en kan jy dadelik hoor waar die ritmes lê en wat se instrumente moet oor dit gaan. So dit was so lekker om kan die woorde te laat lei en om so best as, of so kan ek sê, so goed as moontlik te probeer verduidelik. Iets wat eintlik baie moeilik is om te verduidelik. Wat soos jy sê is daai gevoel die van jy kan amper sê hoe somersoet, jy kan dit nie proe nie, you know. Maar is om daai kan vas te vang. Toe ek in die Kaap eers gekom het, was dit baie stresvolle tyd en ek het baie hard gewerk en ek het baie hard geswat. En is die tye wanneer ek saam met my vriende konsert toe gaan, wanneer ons almal 'n afdag het, wat dinge net weer wat sin maak het en ek doen dit nou nog. So hierdie song is oor daai vreugde en om vriende te wees en die lekker dinge te kan geniet. Wel, jy doen dit goed. En ek moet sê van iemand wat nie kan dans nie, maar hou van dans, is daai lekker danssong. So ek gaan definitief dit by ons volgende Suid-Afrikaanse event speel of ten minste request as ek nie deel is van die mense wat dit help reël nie. Nou, Thanks man. ja, Ander, jy nee, sal hom gooi. Nou ek moet sê jy was nog al die jare by hoe sal ek dit nou stel? Jy was nie onafhanklik nie. Jy het altyd deur 'n maatskappy of so gewerk. Onlangs het jy groot geword. Jy het begin op jou eie voete staan. Is ek reg as ek sê hierdie is die eerste enkelsnit wat jy onder jou eie onafhanklikheid vrylaat? Wel, ons het kan of begin met die onafhanklikheidsjourney met Aandklank. Ons het wel eintlik was dit 'n Engelse EP wat ons uitgebring het. Die laaste enkelsnit wat ek met jou gesels het oor. Dit was kan of uittoets en dan kan of ons eie pad uit te kap. So het ons 'n album uitgebring genaamd Aandklank en visuals saam met dit uitgebring. En nou Somersoet. Dit is, ek moet sê, dit is nogal 'n interessante journey. Ek het nogal baie geleer in die laaste paar maande hierdie proses. Maar ek dink wat nogal nice is as ek nie weet nie en ek haak vas, kan ek nog altyd die mense bel met wie ek gewerk het voorheen ook. Ek dink ek was baie bevoorreg om baie vroeg te begin, maar ook om 'n span te hê wat by wie ek kon sit en verduidelik het, weet wat agter die idees lê en waarom ek kan op by hulle wou en sou staan. So ek dink met elke album wat ek na hulle kant toe gekom het, was daar altyd iemand in die kamer wat in dit geglo het. So dit was 'n goeie omstandighede. En ek dink ek het my kant van ons beloftes gehou en hulle ook. Ek dink dis nie almal se stories nie, maar ek dink ons is almal kollegas op die einde van die dag, ons almal werk in musiek. So of ons nog by dieselfde maatskappy werk of nie, dit gaan maar oor om vir mense goeie tye te skep. En ons gaan altyd na die songs kyk wat ons saam gemaak het, you know. Maar om iets onafhanklik uit te bring, ek dink is nogal you putting your money where your mouth is. En ek dink dis 'n groot manier om agter jou en jou idees te staan ook. Ek het al 'n wonderlike span bymekaar gemaak oor die jare en wat nog by my is en wat my help om my dinge te hardloop. En ek dink ons almal glo kliphard in dit. En ek dink dit maak dit baie lekker. Dan kan ons by die kuns uitkom. Jy weet, soms moet mense bekommer oor begrotings of logistiek en al daai dinge. En ek dink soms kan die proses dalk 'n bietjie afgooi. Maar as daai goedjies in plek is, dan kan ons pret hê. En ons het nogal baie pret. Ja, ek meen dit is belangrik om nie jou brood te verbrand nie. Veral, ek weet baie keer daai tipe stappe is baie keer maar 'n bietjie stresvol. Ek meen ek het deur die jare het ek nou met baie van die kunstenaars gesels en wat ons van die buitekant af sien is altyd die show en jy sien die stage dives of hierdie ou skeer sy hemp na die tweede sang of maar baie keer agter al daai is daar politiek en daai tipe goed en vir jou wat jy en ek jok nie vir jou as ek vir jou sê dat vir die mense wat dan met toe kom en sê maar ons kyk jou onderhoude wie het jy die mees interessantste gevind of die naaste ou waarmee jy ooit gesels het en jy is definitief die naaste ou wat ek nog ooit weer gesels het. En ek sal altyd sê nee maar hy Landre hy's 'n nice ou, regtig. Maar moet ignoreer daai ou. Moenie nee ek sal dit nooit, maar Man, dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg om hierdie te doen. Ek besef dit nog elke dag so.
Maar ek het toe ek nou want ek doen nog altyd ek gaan doen altyd 'n bietjie research as ek nou onderhoud het wat inkom as ek nog seker maak kyk ek weet ten minste meeste waarvan ek praat nou. Jy het hierdie song geskryf jouself. Daar was nie hulp by nie. Want ek weet baie keer werk jy met mense soos Dion Meyering wat ek ook goed ken en toe ek sien Elandre, hy's die sanger, ja ek het so gehoop, maar hy's ook die skrywer. So hierdie is jou eie song. Niemand het vir hom bygedra nie. Ja, ek dink jy moet seker so sê. Het voel vreemd om dit te sê, maar ek dink as soms 'n idee baie vinnig na jou toe kom en jy weet waartoe jy moet gaan, is jy amper so besig om dit neer te lê dat jy amper vra nie om jou nie. So ek dink ek was baie gelukkig met wat ek gehad het, konsep gewys en woordboek en liedjie gewys. Maar ek moet sê die towerkuns en goedjies het eintlik nog maar begin toe graaf inspring by klank gewys. Was om daai klank by die woorde uit te kry. So die produksie was baie lekker, dit was maklik om kan ek sê aan mekaar te sit. Ander liedjies stoei maar. Afhangende van die sang. Soms moet jy stoei. Ek het hier gestoei met hierdie ding. Graaf ook. Ek het jare terug in 'n Afrikaanse klas gesit. Ek is baie lief vir gedigte. En so nou en dan skryf ek ook so 'n bietjie. Maar ek het nooit van Afrikaans gehou nie. Maar die juffrou toe op 'n dag toe lees sy nou vir ons 'n gedig. En dis die snaakse ding van digters wat ek altyd gevind het, hulle is liewer vir hulle eie gedigte as ander mense se. Maar die gedigte van ander mense wat mense vang, wat jy sal vang, is iets wat regtig uitstaan. Hy praat nie soos William Butler Yeats of daai tipe digters. En ek kan nie die digters se name onthou nie, maar hy skryf 'n gedig oor hoe moeilik dit is om 'n gedig te skryf. En hy vergelyk dit met 'n jakkals wat hy weet is daar in sy gat, maar hy wil net nie uitkom. En ek het dit so half reël gevind dat ek verstaan wat hy probeer sê vir ons van uit writer's block basically. En hoe hy dit daai hoe sal ek sê ding waar hy gegaan het gebruik het om dit half in 'n kunswerk te omskep vir die audience buite. Maar kyk, ek moet sê jy het baie goed werk doen. Die song ek geniet hom. So baie kere en ek het een keer met Reino Velvet actually gesels wat I'm My Lamb geskryf het en hy het gesê wel ek wens ek kan weer in I'm My Lamb skryf. En baie keer dan sal 'n kunstenaar soos jy sal Vuur op die Water uitbring en dan skielik dan bring jy nog 'n Engelsnit uit, maar dan doen hy goed, maar hy doen dalk nie so goed soos daai een nie. En dan werk jy om weer jy jaag half daai eerste great een wat jy gehad het. Maar ek het nou al gaan delf in jou musiek en soos songs soos Asseblief, daar's nog 'n song op dieselfde album, ek kan nie die naam onthou nie, maar dis ek het op die ou en daai meer geluister as wat ek soos Vuur op die Water geluister het. En ek kan sien dat Somersoet weer een van daai most played songs op my playlist gaan wees. Thanks man. Weet jy, ek die eerste keer toe ons in die ateljee ingaan nadat Vuur op die Water uitgekom het en na die terugvoering wat ons gekry het na dit, het dit dadelik opgekom in die gesprek, jy weet. En die vraag was, hoe doen ons dit weer? En die konsensus was net ek voel nou nog dit was die regte tyd op die regte plek met die regte lied met die regte mense en ek dink dis uitgedraai het, maar ek het besef jy kan nie so iets 2 keer doen nie. Die feit dat dit 1 keer gebeur het, was al klaar merkwaardig. So ek dink ons het dadelik aanbeweeg om te kyk wat ons roep volgende. Soos jy sê, dis daai jakkals wat in daai gat sit en ek kan dit die een gat los en gaan kyk en aanhou loop en ek kan stories inneem. Baie van hierdie dinge begin met stories. Hulle noem dit tande tel. As jy mos kind is en jy sit en jy kyk na die ouers en jy sit in hulle gesprekke en so en ek het baie tande getel. En daai stories het my kind of gelei en my geleer hoe om as ek iets nie verstaan nie, al is dit in my lewe of ander mense se lewe om te probeer in 'n storie vas te vang. Jy weet, country musiek was ook 'n groot basis van die musiek wat ek geluister het. En baie country musiek gaan oor storie vertel. So ek dink is maar om te sien hoe daai wolkie oor jou kop gaan en om vinnig te gryp en om te gebruik of so. Anders dink ek dit gaan by iemand anders opeindig. Maar ek is baie lief vir country. Ek is baie lief vir country, maar ek weet ook dit was nie altyd net country musiek vir jou nie. Nou ek weet ek loer so hier oor na my notas en ek weet ek het hierdie selfe vraag vir jou laas ook gevra, min of meer. Destyds toe jy daai eerste musiekvideo met jou Bruce Springsteen
song gedoen het, wat sal jy nou vir daai 19-jarige sê as jy nou vir hom iets kan sê? Enige advies wat jy bijvoorbeeld vir jouself sal gee van wat 21 jaar terug, hoe oud is jy nou? 11 jaar terug. So hier is so. Ek sou sê dankie vir wat jy al reeds gedoen het. En ek sou sê dankie vir wat jy nog gaan doen. Ek dink ja, ek sou sê dankie en ek sou sê dis moontlik. Ek dink was baie kere wat ek dit net dalk nie dit moes hoor, dat dit moontlik is en dat dit kan werk, want ek dink elke dag gaan hoe onwaarskynlik dit is vir my om in hierdie baie bevoordeelde posisie te wees. So ek het dit nie geglo nie, maar om net te kan sit en te kan sê dankie en vir ander mense te kan sê dis moontlik is 'n voorreg. So weet dis so moontlik. En as dit nog nie gebeur het nie, dalk is jy die eerste persoon. Dalk is dit 'n pad wat jy moet uitkap. En dis soms dalk wat jy plan het of so nie, maar die lewe gaan jou lei. Voel ek. Dis goeie advies en jy het ook nie opgegee nie. Nou, ek moet by sê, jy is al amper op pad Kanada toe. Nou, ek weet jy steek datums daar ergens weg. Hoekom vat jy ons 'n bietjie deur? Nou, hierdie toer is danksy SA Events wat vir jou, saam met wie gaan jy nou weer? Ek moet regtig my up to date kom met my admin. As ek en my vriend Refensie en die legendary Kurt Darren, ek sien baie uit na daai geselskap. En ook baie dankie vir SA Events. Dis hierdie multi-diamant verkopende kunstenaar in Suid-Afrika. Jy moet sy werk uitcheck. Dis Wilkins. En ek het letterlik so 2 maande terug op die show gehad. So ek weet wie hy is. Kurt is, weet jy nie, Steven Kurt was een van die mense wat vir my baie vroeg toe ek vir my eerste shows gedoen het, he motivated me so much. Ek onthou ek was 'n kelner gewees by Stardust, paar maande voor ek geteken was. En hy was een van die klante gewees die aand en hy het gesit by die tafel reg voor die verhoog en ek onthou nog die aand ek opgetree het, sê ek myself, "Sjoe, jy moet nou perform want meneer Darren is hier." En hy het na die tyd met my gepraat en hy was baie gaaf en om 'n paar maande later saam met hom op die krone verhoog te staan en for him to still be the same way. It's net amazing. En obviously ek en Refensie stap al 'n lang pad, ons het al saam rekord en ons het kind of groot geword by ons platemaatskappy saam. So really excited about that. Baie dankie aan SA Events. Ek onthou toe ek vir Refensie die eerste keer ontmoet het, was dit backstage geweest by 'n fees. En Refensie het dit nogal groot gemaak en daar was 'n stasie wat 'n onderhoud gedoen het met hom, 'n televisiestasie. En hulle het met hom gepraat en ek onthou ek het so 2 meter van hom af gestaan en ek het net gekyk, want dit is nou die heel eerste keer ek het nooit gesien iemand 'n onderhoud doen vir televisie en so nie. En in die middel van die onderhoud toe draai hy na my toe en toe sê hy vir die mense, die kameramense, julle moet vir hom afneem, want hy sing ook. En dit was nogal cool van hom om dit te doen. So, Dis cool, ja. Hy share 'n bietjie die advertensie, dis great. Ja, wat. Kan ek dalk met jou skinder oor datums? Ja, doen dit. Okay. So ja, hier is my heel eerste keer wat ek Kanada toe gaan. Was nog nooit daar nie, so ek sien baie uit om dit te sien. Ek doen navorsing. Ons stop eers in Toronto op die 24ste Julie en dan is ons in Saskatoon op die 25ste Julie, in Edmonton op die 26ste en in Kelowna op die 28ste. So 4 vertonings in 'n ry. En dis so half bymekaar, nee, weet jy, ja. ek lag altyd as SA Events julle ouens oorbring want julle werk hulle dood. ek moet sê die skedule is tight, maar Arno maak seker die kom by die lekker eetplekke uit hoor. Ek moet sê hy's nou al hy het soos hierdie Rolodex van goeder. So as ons hier stop, maak tyd vir hierdie restaurant, maak tyd vir hierdie gekies. So jy sien maar wat jy kan uit die vliegtuig uit, wat jy kan van die verhoog af en jy maak die meeste van die tyd. Ons slaap as ons terug is in Suid-Afrika, so. Dis waar ja. Toe Francois oorgekom het saam met die Gevaar en Early B Australië toe vlieg hy my op van Melbourne af Sydney toe om te help met soos bietjie van die vervoer en ek het gegaan om soos media werk te doen, so ek het baie van die footage en so geskiet. En hy het soos die plekke waar ons geëet het en selfs daar by die venue waar hulle gespeel het in Sydney die kos was fantasties. Die warmste chili wat ek nog ooit in my hele lewe geëet het. Wel, Elandrey, baie dankie vir jou tyd.
ons het so 'n bietjie tegnologies gesukkel, maar ek meen as ek dink hoe ver ons toe uitmekaar het is dit 100% verstaanbaar. Met alles wat in die wêreld op die oomblik aan die aangaan is dit great dat ons nog hierdie tipe conversations kan hê. Nou net as 'n bietjie van 'n exit vraag. Nou ek het vir jou weer eens iets baie dieselfde gevra laas. Nou jy is bekend vir jou visuele estetika en die hoeveelheid werk wat jy insit in alles wat jy doen. En ek weet en ons het gepraat hieroor, dis baie te doen met die mense wat jy mee jouself vereenselwig en met wie jy vriende gemaak het deur al die jare, onder andere Christian Wolf. Is daar enige projekte wat jy nog saam met hom tans doen? Het hy jou dalk gehelp op die laaste musiek video? Hierdie was die heel eerste musiekvideo, Somerset se musiekvideo was die heel eerste keer in 'n baie lang tyd dat ek en Christian nie gecollab het nie. Ek en Christian het vir Aandklank het ons 3 video's gedoen en ons het ook 'n webshow geshoot. So ons het baie van mekaar gesien laas jaar. Dink myself dalk moet ek die skills wat hy vir my geleen het en al geleer het, jy weet, bietjie toepas. Ek het eintlik so rukkie terug te vra, ek wil 'n kamera koop, wat moet ek doen? En toe stuur hy my in die regte direction. So hierdie was eintlik my attempt om kind of my eerste musiekvideo self te shoot met die regte rigting natuurlik wat vir my gegee is. Ja. So ek het vir my met die eerste geld wat ek gekry het van die vorige projek het ek vir myself gesê ek gaan vir my volgende projek 'n kamera koop en ek gaan my aan probeer kameraman hou. So ja, maar my vriend Wikus het vir my dit geredigeer. So ek's nou nog nie daar nie. So ek's nog op die vasvang, maar nog nie saam sit nie. Van 'n geek af, vra ek nou wat se kamera jy gekry het. Is dit 'n Sony A7? Is dit 'n A7? Baie dankie. Sien, A7C2, ja, met 'n 35mm G-series. Yes, is die 35 is dit die 35 to 70 of is dit net die 35 Net die standard 35 1.4. Yes, so jy kry 'n nice okay, vir die mense wat nie belangstel nie, we'll talk later. Okay, so Ons geek uit. Maar basically dit was dit is te danke aan Christian. En nou keer ek dophou, jy weet, om te sien hoe hy dit gedoen het. Toe ek ingetree het hy baie kan my kans gegee om my life director te hou elke nou en dan. En hy het ons het maar vir hom vrye teels gegee. So hy het homself as 'n brand gebou daai jare toe ek begin het en ek myself ook en ek dink ons het regtig op mekaar gesteun. Toe nou nog so. Ja. So nou vir die mense wat kyk, wat weet, hy is jou Elandre se socials gaan nou geflat word deur video, elke liewe random ding. Ek is hier's een van my favorite toys. Dis is nou regtig bietjie van skrip af kan. Hierdie is 'n Mavic 3 Pro en as jy nou jou volgende ding wil koop, kry jy dit. En hy het soos 3 verskillende lense. Dis baie mooi. Ek het 5 batterye bygekry en ek dink ons het sopas die helfte van die mense verloor. Ek is ook al in geselsies nou om vir my so 'n vliegmasjien te kry. Wel, jy hoef nie so een te kry. Selfs die kleiner weergawe van hulle is baie capable. Ek moet sê drone shot is ja, dit gee nogal vinnig daai dolly effek. En veral met musiekvideo's, daai cinematic feel is nogal baie lekker. Ek het gesien op jou musiekvideo toe, want die een oomblik as jy dans jy eers op Kamsbaai rond en dan skielik het jy daai tipe wat die drones wat so oor die water en dan teen die berg en die pad. Well done. Baie goed geskied. Right, terug by musiek. Dis net pret. Dis net pret, dis all fun. Dis hoekom ek hierdie doen, is all for fun. Right, terug by musiek. So, is Somersoet 'n voorsmaakie vir 'n nuwe album? Ek het gesê ons is nou amper klaar, ons is amper klaar. Ons moet die vraag vra. Eerlik met jou te wees, ek figure dit nog uit. En dis gewoonlik as ons albums uitbring is maar gewoonlik 'n baie ver uit plan vooruit, maar ek dink ek probeer uitfigure. Ek probeer musiek uitsit in 'n bietjie meer van 'n reactive way nou, veral met jy weet aanlyn. Ek probeer reageer op wat mense daar buite sê en ek probeer net reg dophou. So afhangende van hoe die sang doen of afhangende van hoe die terugvoering is, dink ek dit sal my lei. Maar as die woord nog opkom, dan sal ons nog gee, jy weet. Maar ek dink daar's maar altyd goedjies in die sak en die pen is altyd op papier. Is maar net ek wil nie net uitsit vir geen rede nie. Ek wil kyk of mense is wat dit wil hê. Presies. En
ek hoop jy gee om as ek ander musikante reference nie, want ek praat met so baie Asseblief. Steve Hofmeyr het dieselfde gesê. In plaas van quantity, aim jy vir quality. En dit nie dat al jou ander musiek nie great is nie, maar partykeer ek meen as ek in jou skoene moes wees wat ek nie is nie, want ek is nie ek kan nie musiek skryf nie. Ek kan mooi sing, dink ek. Niemand anders in die huis dink so nie, maar ja, anyway, maar maar hy het vir gesê hy werk eerder langer aan een goeie sang en hy het so baie soos 'n musiek wat hy geskryf het deur die jare wat hy nog eens uitgesit het hier, onder andere. En ek het gedink, weet jy, is nogal reg, want van my vriende wat musiek maak sit elke jaar 'n album uit, ek noem nie name nie. En dan en dan het jy soos skielik kom jy uit die blou tyd 'n enkelsnit van iemand wat jy nou lanklaas actually gehoor het en dan is dit so goed want jy het so baie effort in gesit en is regtig 'n passieprojek op die einde van die dag want soos jy self beskryf het, jy was in daai omgewing en jy was in die seisoen het met jou gepraat en jy die son op jou lyf gevoel en jy moes net daai emosie vang op papier. Ja, regte ding op die regte tyd en ek dink party mense is gestres dat mense sal aanbeweeg, maar ek dink die regte mense sal bly. Mense is baie meer geduldig as wat jy dink. Ja. So. Right. Nou hierdie is die regte laaste vraag. Okay. Wanneer ons mense nou in die buiteland, as ek nou hierdie sang gaan nou begin speel vir hulle en ek gaan dit nou op die channel sit en ek sit dit op ons groepe en so wat aansienlik baie mense het. Wat is die gevoel wat jy hoop hulle sal voel uit hierdie enkelsnit uit? Want en baie musikante het my al dieselfde ding gesê. Wat ook al dit vir jou beteken het, die oomblik toe jy het geskryf het en gesing het, gaan dit tentoon iets heeltemal anders vir iemand anders beteken. Soos vir my het dit teruggevat huis toe en ek is soos reg om nou vliegtuigkaartjies te koop. Nie vir my hele gesin nie, want dit is te duur. Ek sal vir myself kry en dan net om bietjie te gaan kuier. Alright. Ek dink dit is wat ek wil hê. Mense moet nostalgies voel. Ek wil nie vir hulle enigiets niets wys nie. Dis maar net om vir hulle iets te wys of te herinner van iets wonderlik wat nog heeltyd daar was. Jy weet, soms kan die son maar jy's binne. En ek dink ek wil hê mense moet onthou ergens kan die son. Dalk nie by jou nie, but somewhere it's shining. Jy weet, en as dit doen nie, hoop ek hierdie song gee vir 'n bietjie sonskyn.